Dr. Rulie van der Spy met lig uit die skrif. Sy temas laat ons elke week so bietjie harder dink en anderster dink oor wat hy eintlik wil sê. En dit kom altyd uit die Bybel uit, in die beginsel daarvan ten minste. Vandag jou drome maak van jou 'n slaaf. Ja, maak jou drome van jou 'n slaaf. Werk jy soos 'n slaaf om jou drome te laat waar word. Daar is iemand in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Ons gesels vanmiddag weer met Dr. Rulie van der Spy. Dr. van der Spy praat met ons oor die skrif en sy praatjie noem ons lig uit die skrif. Maar vandag ook die tema, jou drome maak jou 'n slaaf. Nou ja, ek weet nou nie, Rulie, jy weet, partykeer as jy so begin, dan weet ek nie of jy heeltemal Bybels is met jou tema nie, maar ons sal jou groet in die waarheid en nou bevestig. Hoe gaan dit met jou? Willem, luister, mens word verkoop, mens het nuwe lewe, nuwe fokus. En dit is dan ook waaroor ek wil praat vandag. Ja, want ek dink tog die lewe het 'n siklus, nê, het 'n tempo, het 'n ritme. Nou ja, Rulie, jy wil met ons praat, jou drome maak jou 'n slaaf. Ja, ek dink baie keer, ek weet 'n droom, 'n visie, miskien voornemens. Ja. Maar ek weet nou nie of dit ons noodwendig tot slawerny dwing en hoe sterk dit ons vashou by ons voornemens nie. Ja, baie keer hierdie voornemens, maar ook, en vandag dink ek is my tema so 'n bietjie langer tydperk is dit ook jou lewensvoornemens, of soos jy sê, die einde van 'n tydperk. Mens kyk vooruit en sien iets lekkers en jy werk daarna toe. Nou dit is die tema van vandag. Jy sien iets vooruit, jy maak drome, jy het 'n droom, wow, ek wil graag dit doen of dat doen of so lewe of daar gaan bly. En wat doen jy om daar uit te kom? Dis waaroor dit gaan. Ja, jy bedoel, jy kan nie net 'n droom of 'n ideaal hê en terugsit en dink jy gaan sommer net soontoe aan droom nie. Jy gaan nie net daarby uitkom nie. Werk, jy moet jou gereed maak vir jou droom, vir jou toekomsvisie, jou toekomsdroom. Dis reg. Ja. Nou ja, ek wil 'n vraag vra. Nou, Willem is 'n platlander, ek weet nie wat verkoop hom nie, wat verkoop die boere nie, maar vir ons stadshelpies, vir ons dorpsmense, ons voel heerlik verkoop as ons 'n tydjie op die platteland deurgebring. En dis miskien hoekom dit lekker is om weg te gaan. Dis iets anders, dis iets nuuts. Maar ek dink die natuur, God het dit in ons ingeskaap dat die natuur ons verkoop. Die land, die landskap, die berge, die see, die goed verkoop ons. En ek dink dit is iets wat ons alles al ervaar het. So ons tema by Lig op Lig hier op die radio is dan ook wees gefokus en floreer, want as ons gefokus is, dan floreer ons. En ek dink hierdie verkoopkindheid wat ons kry, die verfrissing wat ons ervaar in ons vakansie ontbreek, verkoop ons. Dit gee vir ons nuwe lewenskrag en dit gee vir ons moontlikheid om te fokus op iets wat ek graag wil hê. En in die proses floreer ek meer energie. Ek doen weer goed met myself en met my lewe. Ja, want ons moet verkoop wees om werklik goed te kan fokus. Net soos met eksamens skryf. Jy kan nie gefokus skerp wees as jy moeg en afgemat en miskien nie lekker voel nie. So die twee loop hand aan hand. Gefokus, gesond, uitgerus, weet gesond na liggaam en siel om iets te kan bedink, om te kan mik na iets toe. Ja, ek wil sê verkoop na liggaam, siel en gees. Ja. Nou, of soos ons altyd sê, ek praat uit die Bybel uit. Nou is hierdie tema in die Bybel. Nou ek wil sê een plekkie waar dit voorkom wat ek nie nou gaan kyk vandag nie, maar dink baie mooi in Psalm 23. Waar word jy verkoop? By die waterstrome waar die bome groei. Dis my so mooi, daar's so baie voorbeelde in die Bybel waar ons in die natuur verkoop word en vernuwe word en versorg word deur God, ons Vader wat alles geskep het. Maar ek gaan vandag 'n baie interessante klein versietjie lees, 2 versies, waar hierdie tema ook voorkom. So ek vra wie het al so verkoop gevoel? Nou hier in die Bybel het lees ons van 'n man wat iets gesien het en goed gevoel het daaroor. Maar dit het 'n onverwagte, onweerlegbare kinkie, hierdie gevoel, want hy het iets gesien wat hy najaag. En kom ons kyk hoe jaag hy dit na, hoe het hy gefokus om dit wat hy gesien het te kry. En dit alles lees ons in 2 versies
in Genesis, in die boek Genesis. En reg aan die einde van die boek Genesis, in hoofstuk 49, lees ons van Isaskar. Isaskar in Genesis 49 vers 14 en 15, oor hom is daar so ietsie geskryf. Nou hierdie hele gedeelte van Genesis 49 gaan eintlik oor Jakob, né? Onthou daar was Abraham, Isak en Jakob, en die 12 stamme het dan van hulle gekom. En Jakob het voor sy dood elke seun geseën, gebless, met iets baie spesifiek. Interessant, julle moet gaan lees. Elke blessing, elke seëning is baie spesifiek. En dit gee iets van die karakter van daardie persoon weer, maar ook van sy visie, van sy toekoms, van sy drome en van sy fokus. En dit is dan waaroor ons vanmiddag hier gelees van Isaskar. Ek weet nie hoe goed jy vir Isaskar ken nie, ek ken hom nie baie goed nie, maar nou ja, hier is 'n interessante stukkie oor Isaskar in Genesis 49 vers 14 en vers 15. Ek gaan my ordes 'n bietjie omgooi vandag. Ek gaan begin met die 53, dan die 2020 en dan blaai ons na Afrikaans 20 toe en dan gaan ek ook wys hoe ek dit vertaal het. Kom ek lees dan Genesis 49 vers 14 tot 15 in ou vertaling, die 53 vertaling. Isaskar is 'n sterk gebeende esel wat tussen die veekrale lê. Toe hy sien dat die rus goed en die land lieflik is, het hy sy skouer gebuig om te dra en hy moes dwangarbeid verrig. Maak dit vir jou sin wat ons hier gelees het. Luister weer. Isaskar is 'n sterk gebeende esel. Goed. So dis hoe sy pa beskryf het. Hy's hierdie tabberman, hier is die sterk ou. Hy's soos 'n, ek amper sê hardkoppige donkie wat sterk is, wat voortbeur. En dan staan daar, wat tussen die veekrale lê. Hoekom het hy daar gelê? Is hy oorwerk of is hy lui? Wat is die rede hoekom hy daar gelê het? Ons gaan net nou daarby kom. Vers 15 sê, toe hy sien dat die rus goed is en die land lieflik is, het hy dit iets gedoen. So met ander woorde, hierdie beskrywing van vers 14, waar sê wat hy in die veekraal lê, dit lyk my hy het gaan lê om te rus. En toe sien hy dat die rus goed is. Maar terwyl hy daar op die vlakte is, toe sien hy dat die land lieflik is. So hy het twee dinge ervaar toe hy begin rus het. Hierdie hardkoppige esel, wat Isaskar genoem word. Goed, en dan gebeur daar dan iets verder in vers 15. Toe hy sien dat die rus goed en die land lieflik is, het hy sy skouer gebuig om te dra en hy moes dwangarbeid verrig. Wat beteken dit? Ek hoop jy kan my help om dit mooi te verklaar. Kom ons kyk wat sê die ander vertalings en of dit duideliker word, hoekom hy nou dwangarbeid moes verrig. Was hy te lui, nou het hy daar gelê en alles, nou dwing hulle om te werk, of wat is die dwangarbeid wat hy moes verrig het? Ek blaai dan nou na Afrikaans 2020 toe, die nuwe Afrikaanse direkte vertaling, en ons lees ook uit dan Afrikaans 2020, Genesis 49 vers 14 en vers 15. Isaskar is 'n bonkige donkie wat gaan lê tussen die saalsakke. Hy het gesien hoe goed die rusplek is en hoe lieflik die land. Hy het sy skouer laat sak vir 'n las. Hy het 'n dwangarbeider geword. So baie dieselfde, maar tog 'n paar kleiner verskille. Isaskar is 'n bonkige donkie. Nou ja, die Hebreëus sê eintlik letterlik hy's 'n benige donkie. Nou ek dink, en dit is die kommentaar wat dan ook geskryf word in my verhaalhandboek, as ons skryf hy's 'n benige donkie, dan dink ons miskien aan 'n maar donkie, né? As jy 'n benige skaap of 'n koe het. Dis nie 'n goeie beskrywing nie. Dis 'n regte beskrywing. So daaroor dink ek is 53 baie goed gedoen. Hy's 'n sterk gebeende esel. 2020 sê bonkige donkie. Ek weet nie so mooi presies wat bonkige donkie beteken nie. Maar nou ja. Dan is hier 'n groot verskil. Wat gaan lê tussen die saalsakke? In 53 het daar gestaan, hy gaan lê in die veekraal. Nie so staan hy lê tussen die saalsakke. Hoekom so groot verskil? Ons sal nou net daarby kom. Vers 15. Hy het gesien hoe goed die rusplek is en hoe lieflik die land is. So, baie dieselfde daar. Hy het nou hierdie rus ervaar en dit was vir hom lekker om daar in die platteland te wees. Hy het sy skouer laat sak vir die las. Hy het 'n dwangarbeider geword. So die ou vertaling sê hy het sy skouer gebuig om te dra. Nee, hier het hy sy skouer laat sak vir die las. Maar hy het gebuk sodat iemand 'n las op sy rug kan laai. So Isaskar het nou gesien hoe lekker dit daar in die platteland is, hoe lieflik dit is om daar te kan rus en verkoop word. En toe is hy nou oorlaai om dwangarbeid te doen. Ek weet nie of jy die kloutjie by die oortjie kan bring nie, of jy hierdie twee stukke bymekaar kan bring, wat dit vir jou sou beteken nie. Nee, ek dink tog, ek hou meer van die
ook van die donkie wat sterk gebeen is, want dit sê nie 'n maar nie, dit sê 'n sterk donkie, 'n sterk donkie. Ja, bonkig is nie 'n woord wat ek baie gereeld sien nie, maar dit beteken ten minste nie 'n maar donkie nie, dit beteken ook 'n waarskynlik 'n fris donkie. Ja, en ek weet nie, donkie is ook beter as esel, kom, as ons op die vertaling gaan, want ek dink nie ons praat altyd van die esel nie. Esel het baie keer so verhewe betekenis of aansien, terwyl dit maar net doodgewone donkie is, né? Ja, dis korrek, ja. Dis maar 'n ou woord wat in die Bybel gebruik word en dan voel ons 'n esel is meer verhewe as 'n donkie. Ja, kom ons blaai na die 83 vertaling. Willem, as jy al met asseblief van Genesis 49 vers 14 en 15, die 83 vertaling. Nou, luisteraar, jy moet mooi luister wat hier gebeur. Die 53 en die 2020 is albei letterlike vertaling, wat nie die betekenis noodwendig wil uitbring nie, hulle wil so direk as moontlik vertaal. En jy as leser moet verstaan wat dit beteken, en daaroor moet jy dan self sin maak van hierdie laaste versie wat sê, hy het sy skouer gebuig om te dra en hy moes dwangarbeid verrig. Hulle wou geen interpretasie insit nie. Hulle het letterlik net die woorde vertaal en dis nou maar dit. Nou die 83 vertaling is 'n bietjie meer betekenisgebaseerde vertaling. Hulle wou die betekenis duideliker na vore bring, sodat die gewone leser bietjie meer uit die skrif uitkry deur net die vertaling te lees. So julle sal sien, hierdie vertaling help ons nou baie om hierdie klein stukkie te verstaan. So asseblief dan, lees vir ons Genesis 49 vers 14 en 15 uit die 83 nuwe vertaling. Isaskar is 'n sterk pakdier. Hy gaan lê tussen sy twee saalsakke. Hy sien 'n goeie woonplek, 'n mooi landstreek, en daarvoor onderwerp hy hom aan dwangarbeid en doen hy slawewerk. Ja, onmiddellik kom goed by mekaar, né? Daai vers 15 se laaste stukkie wat my die meeste gepla het, né? Hy sien 'n goeie woonplek, hy sien 'n mooi landstreek, nou sê hulle, en daarvoor onderwerp hy hom aan dwangarbeid, hy doen slawewerk, né? So hierdie ou het iets gesien waarvan hy hou. En hy het gevoel, hy sal werk daartoe. So hy verslaaf homself, hy sloof homself af om dit te bereik, wat hy van tevore gesien en ervaar het. So dit het vir my baie mooi alles by mekaar gebring. Oor die dwangarbeid en die slawewerk wil ek eintlik sê, hy het homself hierdie las opgelê. Hy het gevoel, ek is bereid om dit alles te doen, om by daai punt uit te kom. So, ek dink 'n bietjie meer simbolies om te sê, ek sal hierdie goeders op my skouers laai, tot ek daar eendag by daai punt uitkom. Ek gaan net gou terug na vers 14. Vers 14 sê, Isaskar is 'n sterk pakdier, so die woord donkie uitgehaal. Ek weet nie hoekom nie, maar pakdier is 'n donkie. Dis reg, sterk het hulle gesê, in plaas van benig of bonkig of so iets. Hy gaan lê tussen sy twee saalsakke. Interessant, né? Die twee vorige vertalings het gesê, die 53 het gesê, hy lê tussen veekrale. 2020 het gesê, hy lê tussen die saalsakke. En die 83 sê, hy lê tussen sy twee saalsakke. Nou weer eens, ek gaan nou bietjie meer oor hierdie konsep praat, maar dis 'n plek van rus. Dis wat belangrik is. As jy rus, dan haal jy die saalsakke af, dan rus jy. En dan in hierdie rus, dan sien hy, wow, dit is 'n goeie woonplek. Nou woonplek, lêplek, rusplek, 'n plek van vrede. Maar wat vir my mooi is, hy sê, en hy sien 'n mooi landstreek. Nou, ek gaan nou oor die woord praat ook. En dan konnekteer hulle hierdie goed by mekaar. Hulle plaas 'n logiese verbinding tussen dit wat hy sien en ervaar, en dit wat hy gaan doen. En hulle sê, en daarvoor onderwerp hy hom aan dwangarbeid en doen hy slawewerk. Nou kom kyk hoe ek persoonlik hierdie versies vertaal. En dan vergelyk ons dit en dan gaan ek net nou sê wat die Hebreëus daar agter is. So ek noem my vertaling Bybel in gewone Afrikaans. Vers 14. Isaskar is 'n sterk donkie. Hy lê in die skaapkampie. Vers 15. Hy ervaar die rustigheid. Die platteland is so goed dat sy rug krom buig onder die sware vragte. Hy maak homself 'n slaaf. Nou, ek het dit so 'n bietjie aan mekaar gekoppel, die twee dele van vers 15, met 'n dat, omdat daar nie in die Hebreëus regtig 'n daarvoor is nie, maar daar is meer 'n en. Hy doen dit en dat, hy doen dit en hy dat. Nou daai en in Hebreëus het baie betekenismoontlikhede, en een daarvoor is
om te doen en so. Daarvoor nie verkeerd nie, maar ek dink my dat is dalk so klein bietjie nader aan oorspronklike. Nou kom ons praat dan oor hierdie paar woorde. Issachar is 'n sterk donkie en hy lê in die skaapkampie, het ek gesê. Die ander het gesê skaapkrale of tussen die saalsakke. Daar is ander vertalings wat sê hy lê by die vuur, kampvuur. Nou al hierdie dinge kom van 'n Hebreëse woord wat ons nie goed verstaan nie. Wat in die woordeboeke so wye klomp vertalingsmoontlikhede het dat mens eintlik maar moet kies. Maar ek dink wat die kern van al hierdie woorde is 'n plek waar daar gerus word, waar diere veilig kan wees en rustig kan wees. Daarom van die donkie, van die kamele word die saalsakke, die draagsakke afgehaal en vir beskerming lê hy dan tussen sy saalsakke. Of hy lê in die veekrale, want hierdie rusplek is tog in die veekraal of in die skaapkampie. So al hierdie moontlikhede is blykbaar korrek. So, maar dis 'n plek wat belangrik is van rus en waar dit veilig is. Dis die twee konsepte dink ek wat in die Hebreëse woord ingebou is. Vers 15. Hy ervaar die rustigheid, die platteland van die platteland. Nou ja, ek het geskryf platteland. Nou in Hebreëus is daar net die woord Aretz, Haaretz, die land. Nou Aretz beteken letterlik land, maar ek kan praat van Aretz, dan is dit my land, my grond, my plaas, maar dit kan ook my groter area wees, my land wees, die land Suid-Afrika kon ek Aretz wees. Hulle praat van die land Egipte, dan is dit Egipte land, dis daar dieselfde land, maar ek kan ook praat van 'n deel van die land, soos 'n gebied, dis ook dieselfde woord Aretz. En interessant, as hy dan hierso sê, die land is so mooi, hoekom sal hy net spesifiek sê die land is so mooi? Wat beteken dit in die konteks? Nou wat verwys dit? Ek dink die verwysing hier is na die oopte, die mooite, die groente van die land. Nee, dis 'n groen land of 'n bergagtige land of wat ook al. En ek dink vir my as 'n Suid-Afrikaner van vandag, miskien as 'n stadsmens, gaan dit vir my meer aanspreek as ek sê die woord Aretz vertaal ek hier met platteland. Dis nie buite die vertalingsmoontlikhede van die woord Aretz nie, maar dit is nie baie algemeen met so te doen nie. Maar as ek dan sê hy ervaar rustigheid, die platteland is so goed, dan sê dit vir my iets baie besonders. 'n Sterk pakdier hoef jy nie noodwendig die pak af te haal nie. En omdat hy sterk is en homself vooruit beer, kan hy tussen sy saalsakke gaan lê. Dan staan hy ook met hom op. Waar 'n swak dier moet jy die saalsakke afhaal, die een kant neersit, want hy kan waarskynlik nie met dit opstaan nie. So aan die een kant dink ek, as hy tussen sy twee saalsakke lê, bevestig dit iets van sy sterk gebeentheid vir my. Dit is nou maar sommer hoe ek dit as 'n moontlikheid kan sien. Ja, ek hou van die woord platteland. Ja, verskies dat ek soms uit my eie perspektief as 'n boer sal ek meer gaan vir die plek, iets soos 'n woonplek wat hy hier gesê het. Want dis waaroor hy gaan bly, nie noodwendig die platteland nie, want dis die platteland, my platteland is half te wyd. Jy weet, hy sien hierdie verskriklike gebied, maar hy sien spesifiek 'n woonplek. Maar ja, soos jy gesê het, Aretz kan grond beteken en dit kan platteland of die gebied of net die grond beteken. Ons praat baie keer, jy weet, dis 'n plaas, dis my grond. Ja, dis maar dieselfde woord. Ja, nou ek wil graag twee dinge nou sê oor die landstreek. Dit pas reg, dis mooi, dis aanvaarbaar. Dit is baie naby aan my gedagte van platteland, né? 'n Landstreek. So dit ondersteun dit wat ek sê. Ek weet miskien net 'n meer moderne woord gebruik. Dit is nie twee saalsakke. Dankie Willem. Ja, dis nou vir my iets niets wat jy gesê het dat hierdie pakdier gaan sit net eintlik plat, gaan lê net eintlik plat. En sy saalsakke is dan weeskant toe hom. Ek het nooit in daardie konsep gedink nie. So baie dankie. Dan maak dit ook nogal baie sin dat hy so tussen sy twee saalsakke lê, want hy gaan lê net met sy sakke nog op sy rug en dan rus hy op die manier. Goed, verder het ek gesê, hy sien dat die platteland so goed is, dat sy rug krom buig onder die sware vragte. Nou in Hebreëus is daar net 'n waf. Dis wat dis is maar net letterlik, is letterlik die mees inherente vertaling van die woord waf is en. Maar die en kan ook die betekenis dra van en, dit is teenoorgestel en, dis dieselfde en, dit kan vorentoe of en agtertoe wees. En daaroor kan die en vertaal word met en of maar of ook of sodat of dat of omdat.
So al hierdie dinge is ingebou in hierdie een klein woordjie in. Dis soos die Griekse woord kai ook. Die Griekse woord kai is net so ryk, ja. Goed, daaroor dink ek dat my woord dat hy so baie van die platteland, dat hy bereid is om iets te doen. En daaroor hou ek van my vertaling wat sê dat hy bereid is om die sware vragte te dra. En dan die res van die versie sê, hy maak homself 'n slaaf. Nou, die Hebreëus is eintlik baie nader aan en hy buig sy rug om die las te laai. En dan staan daar, en hy maak homself 'n slaaf. So hy verslaaf homself. Ons sê in Afrikaans, hy sloof homself af. Nou, ek wonder waar kom die sloof vandaan, of dit nie maar van slaaf is nie. Ek sloof myself af. Ek maak myself 'n slaaf om iets in die toekoms te bereik. Daar in die Karoo vakansie gehou het, en ek hou so baie van die Karoo, gaan ek myself afsloof. Ek gaan myself 'n slaaf maak van hierdie droom van my, om eendag daar uit te kom. Maar en nou wil ek begin afsluit, en ek dink dit is ons probleem in ons lewens. Ons weet nie wanneer en hoe lank ons onsself moet afsloof om by ons droom uit te kom. Jy bedoel, ons het nie 'n einde in ons visie nie. Miskien raak ons so vasgevang, amper soos wat hy sy rug buig en hy kry nie opgestaan en weer daai, soos jy in die begin gesê het, verfrissende oop gevoel om dit wyd te kan kyk en miskien 'n visie kan hernie gedurig nie. Ja, hy word nie verkoek nie. Hy laai homself so swaar dat hy nie kan opstaan om by die verkokende plek uit te kom nie. En ek dink dit is presies wat ons doen nou. Ja, ek kan maar van myself en my vrou praat. Ons is in ons 60s en ons wil graag gaan rus. Ons het 'n plek gesien in die Karoo waar ons wil gaan rus. Maar ons sloof onsself af. Ons verslaaf ons deur, ek wil sê, dag en nag te werk om eendag daar uit te kom. Luisteraar, as jy soos ek is, dan moet ek vir jou sê en vir my sê, miskien moet ons bietjie dink aan wat ons wil bereik en hoe ons dit wil bereik. En is dit die moeite werd dat ons nou vir hierdie droom van verkoking wat daar voor lê, onsself so afsloof dat ons amper nie kan opstaan onder die vrag wat ons op onsself lê nie. Ja, Rudy, maar ek wil daarom net sê, jy weet, jy het daai Karoo-plaasie en daar sloop jy jou werklik self af. En vanaand voel jy eintlik verkook na 'n dag se afsloof of môreoggend as jy opstaan. Jy voel nie moeg en afgemat nie. So om gesond hard te werk lyk my het ook 'n waarde, maar jy praat dan nou miskien oor, jy weet, as 'n mens te ver gaan en nog meer wil doen as wat 'n mens na behore, ouderdom en omstandighede gewys miskien moet doen. Miskien moet ons die vraag net vra, tot waar sou die Here wou gehad het, moet ek my werklik afsloof? Geniet in jou my werk, maar tot watter mate? Ja, want ek dink hierdie twee afsloofe wat jy van gepraat het, is my so totaal verskillend, want ek sloof my letterlik af, ek wil sê in my kantoor, in my werk, dag vir dag. Ek werk lang ure om genoeg geld bymekaar te maak, om genoeg wat ook al bymekaar te maak, sodat ek kan gaan rus. En as ek op die plaas kom, dan werk ek fisies hard, ek sloof my af, maar daardie fisiese hardwerk verkook my. Maar my kantoorwerk dag vir dag verslaaf my. Dit is die kwessie wat ons na moet kyk. Maar dan wil ek vir jou luisteraar sê, vir jou lewe, vir die tydperk van jou lewe, moet jy dink wat jy doen. Moet ek persoonlik, Rulie van der Spyt, dink wat ek doen. Hoe lank wil ek myself nog afsloof in my kantoor, totdat ek by die verkwikkende platteland gaan kom, waar daar rus en vrede en veiligheid is. Ek wil sê, waarop moet jy fokus om te floreer? Dit is my vraag aan jou. Waarop moet jy fokus om te floreer? Vir my is die natuur die ding waarop ek wil fokus. Ek floreer in die natuur. Dis my aftrede, miskien my vakansie, miskien my afnaweke, miskien in die hele proses my verhoudings ook, maar om 'n verkookte verhouding te kry, verkookte self te verkry, moet ek my nie verslaaf aan my daaglikse werk om eendag daarby uit te kom. Miskien moet ek vra, wat is jou tydslyn? Wat is my tydslyn in hierdie verslawing om eendag by die verkokende platteland uit te kom, soos Issachar dit ervaar het ook daar. Nou, Rulie, geef ons so min of meer 'n manier, net kort, 'n fokus te kry en waar ons miskien 'n lyn moet trek, maar dan sê jy ook sommer vir ons, waar kan ons na hierdie agtergrondmateriaal kyk wat jy vir ons elke week saam met jou praatjie aanbied op YouTube? Die tema van die blog is my so mooi, né? Fokus
om verkoop te word. Maar ek dink daaraan. Ek dink dis die eerste ding, want baie keer sloof ons onsself so af, ons het nie tyd om te dink wat ons besig om te doen nie, en oor waarheen ons op pad is nie. So, stop vir 'n oomblik, rus net 'n bietjie, kom tot ruste, dink daaraan. Dink aan die natuur wat jy ervaar, dink aan die strome, die berge, die vlaktes, die oopte wat jy ervaar het. Hoe het jy gevoel toe jy daar was? Ek dink dit sê die Here vir ons, ons moet stil word en bietjie dink aan wat ons doen en met ons eie lewens, met die krag en die lewenskrag wat hy ons gee, sodat ons as mens op ons menswees kan fokus om verkoop te wees en na ons toekomsdrome, so vir my met aftrede en alles wat ek nou. Ja, ek praat altyd van 'n PowerPoint af, want dit is my notas. Dan neem ek dit sommer op. So as julle na my naam gaan soek, Roelie van der Spy op YouTube, dan kan julle baie maklik my notatjies sien. En weer kyk en dink aan dit wat ons nou moet kyk en oor moet dink. Ek hoop dit is vir julle van hulp. Baie dankie Roelie, en weet jy, ons is so bevoorreg om na jou te luister van die fokus van lig uit die skrif, maar ons is ook as gelowiges so bevoorreg, want ons het die skrif, en ons weet dat die twee maniere wat die Here eintlik vir ons verfris en laat hernie elke dag, is deur die skrif en die natuur. Die skriftuur en die natuur, soos ons altyd sê. Die skriftuur is die besondere openbaring, hoe God vir ons wys hoe die pad tot saligheid en heiligmaking. En die natuur, as ons buite in die natuur kyk, miskien onder die sterre of na die bosveld of in die Karoo, soos jy dan kan 'n mens nie anderster as om in verwondering te staan en te weet dat daar iets groter is as ons nietige mense nie. En dan word ons definitief met vrees vir die Here se almag, maar nie vir bangheid nie, maar vir lojaliteit verkoop tot 'n nuwe lewe en 'n nuwe uitdaging. Baie dankie Roelie, ons is baie dankbaar elke keer as jy met ons praat. Tot die volgende keer. Baie dankie. Ja, dit is altyd vir my so interessant, as ek so op so 'n stukkie in die skrif afkom, dan voel ek net so verras dat daar so 'n nuwe verkwikkende gedagte is, soos ek ook in die natuur kan sien, hoe wonderlik dit is om daar te wees. Seën vir julle.